Na vandag se gesprek wil ek baie graag hê moet ons 'n beter prentjie hê van wie God is, wat sy karakter is. En uiteraard van die saak sal ons nooit die volheid van sy karakter kan beskryf nie. God is net te groot en alomvattend dat ons 'n volledige greep daarop kry. Maar ek dink tog, vriende, dat as ons iets van sy karakter begin verstaan, ons gevul sal word met verwondering en met 'n groter stuk nederigheid oor wie ons is. En daarom dink ek, is 'n gesprek oor God se karakter nogal belangrik. Goeiemôre. Ek is Dominee Leon Forsman hier by Highfield Gemeente en ek geniet dit om met julle te gesels hier in ons sitkamer gesprek vir hierdie week. Ja, die tema vir ons gesprek vanmôre is God se trou is groot, ook vandag. En die teks wat ons gebruik is Klaagliedere 3 vers 22 en 23. Ek lees uit die Nuwe Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling. Vers 22 en vers 23. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. En ek sou nog baie meer kon lees wat dit nog verder onderstreep. Maar daardie 2 versies is eintlik die hart waarom dit gaan. Jeremia skryf eintlik woorde na die verwoesting van Jerusalem. So die volk is eintlik in 'n donker gat. Hulle is moedeloos. Hulle sien God nie meer raak soos wat hulle altyd het nie. God se barmhartigheid ervaar hulle nie. Die woordjie nooit wat in ons teks voorkom, dink ek is 'n ongelooflike belangrike woordjie. Dit wil vir ons onderstreep, vriende, dat die barmhartigheid van God nooit ophou nie. Elke dag bring lig in die duisternis. Elke môre is daar nuwe lig, ten spyte daarvan hoe donker die nag uiteindelik was. En daarom is die woordjie nooit in hierdie gedeelte so belangrik. Onderstreep hom in julle Bybel. Jeremia sê, ons het nie vergaan nie. Ons het nie vergaan nie, ten spyte van die ongelooflike swaar kry en die ongelooflike verwoestende gebeure in hulle lewe. Nie net die tempel wat verwoes is nie, maar ook hulle verwagtinge, hulle hoop, hulle verstaan van wie God was tot 'n mate. Kom sê Jeremia, ons het nie vergaan nie. En dit was nie omdat Israel getrou was nie. Dit was nie omdat Israel iets gedoen het om dit te verdien nie, maar omdat God getrou is. En hier sien ons iets van God se karakter. God is getrou in sy karakter. Een van die geleerdes beklemtoon, ons ontvang genade nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat God se liefde standvastig is. Daardie liefde is die woordjie gesed in die Hebreëus wat eintlik na verbondsliefde verwys. En die verbond verwys na die Here wat met ons 'n verbond gesluit het
en sy woord gestand doen, ongeag wat ek en jy doen. Dis in 'n sekere sin soos 'n ouer wat sy kind elke dag weer optel. Al het die kind geval of foute gemaak. Die liefde hou nie op nie. Net so hou God sy liefde ons staande. Elke môre bring 'n nuwe kans, nuwe lig, 'n nuwe begin. Daai selfde geleerde wys dat elke dag 'n simbool van God se lig wat deur die duisternis breek is. Soos die son wat elke dag opkom, ongeag hoe donker die nag was, jy kan nie die son keer nie. Jy kan maak wat jy wil. Jy kan die gordyne van jou kamer toetrek, jy kan jou vensters swart verf, maar die opkoms van die son gaan nie ek of jy keer nie. Dit kom elke dag, en elke dag is dit nuut. Net so kom God se genade elke dag nuut. Kan ons God se genade vir ons lewens nie keer nie. Ons kan maak wat ons wil, dit sal daar wees en dit sal nuut wees. En dit sal getrou wees aan sy belofte en aan sy verbondsliefde vir ons. 'n Jong vrou wat haar werk verloor het, het gevoel sy gaan dit nie maak nie. Maar toe sy die son sien opkom, het sy onthou. Elke dag bring nuwe genade. Daardie dag het sy 'n oproep gekry vir 'n onderhoud. Sy het later getuig. Ek het geleer dat God se trou nie ophou nie. Selfs toe ek niks gehad het nie, het hy my gedra. Is dit nie wonderlik nie, vriende? Praktiese illustrasie, en daar's baie mense in hierdie wêreld wat oor en oor daarvan kan getuig. Uit my eie lewe uit is daar so baie voorbeelde daarvan, en ek glo julle sou ook, as julle mooi dink, ook sulke voorbeelde kon noem. God se trou is nie klein nie. Ons moet dit ook reg verstaan. Dis ook nie wankelbaar nie. Dis nie op sagte sand gebou nie, of op dryfsand nie. Dis op vaste rots, op onwankelbaarheid gevestig. God se trou is bitter groot en oorweldigend. En ek dink ons sien iets daarvan, want dit weerspieël iets van God se karakter, wat alreeds in 'n sekere sin vir my in elk geval by die punt bring om te sê, wow. Dink aan 'n brug wat jy elke dag oorsteek. 'n Ingenieur het hom gebou, hy is met sement gebou. Nou wanneer jy oor daai brug ry, dink jy nie daaraan eers of hierdie brug jou gaan hou nie. Jy vertrou bloot dat daardie brug jou gaan dra. Net soos God se trou. Die brug wat jou dra oor die onsekerheid van die lewe. Ek wil vir jou sê vanmôre, my liewe vriend, wanneer jy oorweldig voel deur die finansiële druk of die gesinsprobleme, onthou, God se barmhartigheid hou nooit op nie.
hou nooit op nie. Wanneer jy voel, jy het geval en gefaal en misluk, onthou, elke dag bring nuwe genade, soos die lig deur die duisternis breek. Wanneer jy onseker is oor die toekoms, onthou, God se trou is groot en standvastig. Laat ek en jy daarom dan nou vanoggend bely. Here, u trou is groot. U liefde hou ons staande. U genade is elke dag nuut. Daarom sal ons hoop op u, selfs in die donkerste tye van ons wêreld en lewe. Kom ons bid saam, vriende. Here, ons kom vandag na u toe met harte wat soms swaar is, maar ons hou vas aan u belofte. U barmhartigheid hou nooit op nie. Dankie dat u liefde ons staande hou, selfs wanneer ons voel ons gaan onder, die laste van die lewe te groot is. Dankie dat u genade elke dag nuut is, soos die son wat opkom na 'n donker nag. Here, u trou is groot, u beloftes wankel nie. Al wankel die berge en die heuwels van ons lewens. U lig breek deur die duisternis. En u gee ons hoop wanneer ons moedeloos is. Leer ons om te vertrou, nie op ons eie krag en insigte nie, maar op u standvastige verbondsliefde. Laat ons geloof die antwoord wees op u groot trou, sodat ons elke dag kan leef met sekerheid en vrede. Ons bely daarom saam, u trou is groot, Here, u genade is elke dag nuut. Daarom sal ons hoop op u, altyd, in alle omstandighede. Amen. Ek hoop dit het vir julle 'n nuwe prentjie oopgemaak oor God se karakter. Ons hoor maklik die woorde trou, God is getrou, God is liefde. Maar ek dink hier uit Klaagliedere 3, ons net, al is dit net 'n skreefie, 'n nuwe perspektief op wat daardie woorde ons so maklik oor die tong laat gly vir ons beteken. Laat dit met julle goed gaan. Tot ons weer hier in die sitkamer kom kuier en in 'n tweede ronde 'n bietjie kyk na 'n ander teks wat handel oor God se karakter. Mooi bly. Totsiens.